Welkom vir almal wat aanlyn is. Kom ons begin deur saam te bid. Here, baie dankie vir hierdie boek van Romeine. Dankie dat ons lekker daardeur saam kan kuier en kan gesels. En dankie dat U ons U woord leer. Maak deur U Heilige Gees die woord vir ons lewendig en lekker en vars. Here, mag ons dit verstaan. Dankie Jesus. Amen. Amen. Welkom. Ek sê nou net vir iemand, iemand sit daar by my en sê, hoorie, maar as ek die Bybel lees, dan is dit nie vir my interessant nie. Dis nie lewendig en interessant nie. Ander boeke is interessant met die Bybel. En ek sê, dis hierdie bril, as ek hom afhaal, dan kan ek niks lees wat hier staan nie. Dis seker ouderdom se skuld ook, maar ek kan nie sien wat hier aanstaan, maar as ek hom opsit, dan ewe skielik kan ek sien wat aangaan. En dis wat die Heilige Gees vir ons doen. Met die Heilige Gees se hulp word hierdie woord ewe skielik vir ons waarheid, lewendig, lekker, begin ons dit geniet om dit te lees. En daarom is dit iets om elke keer wanneer jy jou Bybel vat, te sê, Heilige Gees help my. En dan, wanneer ons dan die woord begin lees, dan sien ons openbaring en goedjies raak wat ons nie van tevore al raak gesien het in die skrif nie. So, onthou om vir die Heilige Gees te sê, help ons. Maar, hier is die ding, jy kan nie eintlik hierdie woord verstaan, as jy nie al tot wedergeboorte gekom het nie. Jy moet eers die Here in jou hart hê, en met die Heilige Gees in jou hart, dan verlig hy hierdie liefdesbrief vir ons. En wat ons mekaar die heeltyd moet bly herinner is, hierdie is 'n liefdesbrief. Is nie 'n wetenskapboek nie, is nie 'n geskiedenisboek nie, is nie 'n wat noem jy dit, 'n koerant wat vir jou vertel wat in die nuus aangaan nie. Dis 'n liefdesbrief. En mens moet dit in die lig daarvan verstaan. En ons is by 'n interessante gedeelte van hierdie liefdesbrief, 'n stuk teologie. Want dis wat Romeine is verduidelik wie God is en wat sy karakter is. So, ons het begin verlede week met die brief, of voor verlede week, en ek sê jammer, ons is so stop en start, ons het voor verlede week klas gehad, verlede week nie, nou gaan ons weer klas hê, en dan gaan ons, ek dink, 2 weke dot, nee, dan het ons 3 weke, want dit is eers vakansie, en dan begin ons weer, so skies vir dit, so ons sal weer recap na dit, en aangaan, maar ons het vir mekaar gesê, Paulus skryf hierdie brief, hy skryf hom nie direk as die heel eerste brief nie, moet nie dink omdat hy eerste staan, is die eerste brief wat hy geskryf het nie, is een van die latere briewe wat hy geskryf het, hy skryf hom uit Korinthe uit, nou Korinthe het hy vir 18 maande lang gepaster, hy was die pastoor daar, hy het gereeld soontoe gegaan, hy het daar gebly, tente gemaak op 'n stadium, maar hy was nog nooit in Rome nie, hy het nie al die Romeine besoek nie, hy ken nie hierdie mense nie, en daarom sê hy vir hulle sekere goed, ons het laasweek geëindig met, hy verduidelik, hy is die apostel, hy gaan vir hulle die heilige geskrifte verduidelik, die Tanakh, die Torah, die Navim, die Ketavim, wat ons verlede keer oorgesels het, hy sê iets oor Jesus Christus, deur wie hy geroep is en kom preek, en dat hy na Rome toe kom, en dat hy aan die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, hierdie brief skryf, die kerk. Ons het vir mekaar gesê, hy skryf nie vir heidene nie, hy skryf nie vir ons noodwendig vandag nie, hy skryf vir die kerk, maar per implikasie dan ook vir ons. En dan sê hy, aan die begin van sy brief, genade en vrede van God, ons Vader en Here Jesus Christus. En dan, waar ons eintlik vandag is, vers 8, heel eerste dank ek my God, deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. God wat ek met my hele wese dien, deur die evangelie van sy seun, is my getuie, dat ek gedurig aan julle dink, en altyd in my gebede smeek, dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word,
as dit die wil van God is, om na julle toe te kom. En sê hy, want ek begeer om julle te sien, sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel, en julle kan versterk. Of eerder, dat wanneer ek by julle is, ons wedersyds deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle geloof, en julle deur myne. Nou die heeltyd soos wat ons in hierdie 16 hoofstukke gaan hê, is daar soveel gelaaide woorde van Paulus. Dis wat Paulus reg gekry het. Hy was 'n skrifkenner en 'n regsgeleerde. Onthou, hy is eintlik in die wet geleer. En hy kry dit reg om met sy woorde so baie goed te sê, en jy mens moet stadig gaan, en dit help om veral Romeine in verskillende vertalings deur te lees. Moet asseblief nie Romeine net in een vertaling deurlees nie. En ek weet dis mense wat absoluut groot fans is van die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, nog steeds een van die beste letterlike vertalings wat daar is. Julle verstaan die verskil tussen letterlik en vry vertalings. Letterlik en vry, ek wil vinnig vir julle wys. So, kom ek wys gou vir julle hier. Vertalings werk gewoonlik so, dat daar's 'n glyskaal. Aan die een kant het ons letterlike vertalings. Dis 'n vertaling wat uit die Grieks en Hebreëus baie letterlik vertaal word, sodat selfs die betekenis van dit moeilik verstaanbaar in Afrikaans of Engels is. Verstaan jy? Dit's amper te direk vertaal. En dan het ons 'n vry vertaling, my vee net seker 'n bietjie mooier maak. 'n Vry vertaling, wat so mooi Afrikaans is, maar dis nie regtig oorspronklik wat die Grieks en die Hebreëus heeltemal sê nie, maar die idee word meer gedeel. So hier word die idee meer gedeel, en daar word die letterlike Grieks en Hebreëus direk vertaal. So ons het verskillende vertalings. Die ou Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling pas hierin. 53-33 vertaling pas daarin. 'n goeie vry vertaling is die 83 vertaling. Dis hoekom ek nie hou van die 83 vertaling as 'n goeie studiebybel nie. Dis nie, sê nie, dit verduidelik iets moois, en vir 'n jong Christen is dit great om die 83 vertaling te lees, maar as jy 'n studie wil doen soos hierdie, is dit nie noodwendig die beste een om te lees nie. So, dan is daar natuurlik ander vertalings. Ek dink die 2020 vertaling wat ek gebruik is bietjie meer hier, maar as jy na die middel kyk, is die NIV en die ESV sou ek sê is 'n bietjie hierdie kant, maar ja, die ESV is hier. Natuurlik is daar kroek, jy kan die Amplified vat, hy staan so wydsbeen hierso, so. En die Amplified sit so, dis wat hulle met die Amplified doen. Hulle probeer jou beide die letterlike en die vry vertaling van 'n ding albei verduidelik, en dis hoekom maar hakkies is in die vertaling. So hier's natuurlik vertalings wat heeltemal so vry gaan. Daar's 'n vertaling wat sê, 'n New York rappers vertaling wat sê Jesus is bad. Wat bedoel, hy's goed. Want dis die taal wat hulle praat, verstaan jy? Maar vir my, sorry, jy verloor my. Die Good News vertaling val hier. Daar's Jerusalem vertaling, daar's sulke vry vertalings, en dan's daar vertalings wat heeltemal hierdie kant staan, te ver. King James vir my is nog so 'n bietjie hier. Is te letterlik. Ek sukkel met die these en die thous en die arts en die, jy verloor my. Nou daar is kerke, veral die van julle wat uit 'n baptiste agtergrond uitkom, hulle glo net in die King James. Jy kan enige Bybel lees solank dit King James is, maar jy sal King James lees daar. So net om julle 'n verduideliking te gee, jy moet so 'n bietjie 'n letterlike vertaling hê, en jy moet so 'n bietjie 'n vry vertaling hê. Al die
New Living Translations is vry. En kan ek net sê, wat buite hierdie scope lê, is goed soos Message, die Message en die boodskap, en wat is die ander ene? Die Passion. Nee, Living Bible lê ook hier. Living Bible sal hier so lê. Baie vry. Maar die Passion is nie vertalings nie. Dis nie vertalings nie. Dis interpretasies van vertalings. So hulle het 'n vertaling gebruik, ESV, NIV, Nuwe Afrikaanse vertaling, die 83, en dan 'n eie interpretasie daarop gesit. So 'n vertaling is 'n vertaling as 'n groep scholars saam oor 'n tydperk gewerk het saam aan daai vertaling. So daarom, mense vra my, wat is my opinie oor die Passion vertaling, dan sê ek, dis nie 'n vertaling nie. Dis soos 'n goeie boek wat jy lees oor die Bybel. Dis soos 'n extra commentary. En jy moet besef, jy kan nie die Passion gebruik as jou enigste Bybel nie. Sorry, as ek iemand se babbel bars. Maar daar's iemand in die kerk wat so sterk voel, dat ek almal moet waarsku van die verhoog af oor die Passion, en sê, dis 'n absolute dwaalleer. Nou, ek is ook nie heeltemal daar nie. Verstaan jy, dis iemand se opinie, dis iemand se interpretasie van die skrif. So, wees versigtig vir die Message, baie great, Peterson, wie is die ou wat hom geskryf het? Eugene Peterson. En op grond van dit het ons 'n Afrikaanse boodskap weergawe in die Passion, maar dis interpretasies, dis nie 'n vertaling nie, bloot vir iemand om op 'n vry manier vir jou 'n Bybelverklaring te gee. Daarom sien dit eerder so Message, Passion, as 'n commentary oor die Bybel. Dit moenie jou alleen Bybel wees nie. Jy kan hom apart lees. Goed. As Dot, het jy sover enige vrae? Ja. Go for it. So wat ek wil sê, die goeie nuus is, daar is, maar dit is baie skaars, 'n multivertaling in Afrikaans. So dit werk, hy is soos die Amplified, maar hy is in Afrikaans, so hy sit ook in hakies al die moontlike vertalings in Afrikaans, in hakies soos Amplified. Baie skaars Bybel, baie bly ek het een, ek het hierdie al baie jare. Maar as jy dit moet kry, Hy het letterlik swart en rooi. Ja, die swart is jou Afrikaanse letterlik en jou multivertaling. rooi is jou vryvertaling. En dis presies wat hy probeer doen. Hy probeer jou twee weergawes van 'n skrif gee. Dan net iets anders wat ek laasweek vir Wouter wou vra, en toe dink ek nee, hy gaan dink is nog 'n dommer vraag as wat ek partykeer vra. En toe herken ek by hom by die huis, Wouter, ek wou jou eintlik iets vra, maar ek het nie die moed gehad nie. En toe sê hy net, dit was eintlik 'n goeie vraag. So, want wat ek nooit verstaan het nie, so ek hoop jy onthou nog die antwoord, maar jy woorde het, is, as jy Romeine lees, dan sien jy hoe Paulus se hinkering was om in Rome uit te kom, Ja. né? So, dit is wat die vraag getrigger het. Maar, dan, wanneer hy vervolg word later, dan sê hy, ek het my beroep op om Romeinse burger te wees. En ek het daai twee nooit verstaan nie, want ek het gedog, hy's in Rome gebore. So, wat het daai dan beteken? En, want Paulus is 'n Jood, wat hom kon beroep het as 'n Romeinse burger, en daarom moes hy anders hanteer word. So, watter Jode mag hulle daarop beroep het? Wat was die reëlstelsel daaroor? Want die feit dat hy in Rome gebly het, is nie die rede want hy het nie in Rome gebly nie. So, Hy is ook nie in Rome gebore nie. ja, glad nie. So, Ja, so ek gaan met die oog op hierdie vraag en op wat ons vandag gaan lees, so klein bietjie teruggaan verder in die geskiedenis en sê voor die Romeinse Ryk oorheers het in die daai tydse wêreld wat ons vandag alles ken rondom die Middellandse See, het die Grieke eers geheers. Die Grieke was die sterkste groep mense, en onder ouens soos Sokrates en toe later Plato en toe Aristoteles en toe in die seker die hoogtepunt van hulle regering Alexander die Grote het hulle
'n massiewe groot koninkryk gehad, maar deur die filosofie, die liefde vir die wysheid, het hulle 'n wêreldbeskouing gekweek oor hoe die lewe ontstaan, hoe die hemel lyk en hoe die wêreld lyk, hoe jy moet dink, hoe denkwyse, soveel so dat die Griekse filosofie en Griekse denkwyse ons almal vandag nog beïnvloed. Dit is die grondslag van ons westerse denke. Jy het 'n Griekse manier van dink, of jy dit nou wil weet of nie. So, hulle het toe later is toe later deur die Romeine oorgevat, hulle die Perse oorwin, hulle was toe die sterkstes. Julle onthou daai hele beeld van Nebukadneser wat hy gesien het en Daniël het hierdie voorspel. Dan neem die Romeine oor en die Romeine met hulle demokratiese stelsel neem oor en daar's 'n regering en dan word hulle eintlik met hulle verskriklike sterk weermag, word hulle hierdie regering wat in Latyn regeer, maar eintlik is die kultuur by almal Grieks. So die algemene spreektaal, die lingua franca van die tyd, wat almal gepraat het, soos wat almal vandag min of meer oor die wêreld, as jy Engels kan praat, kan jy regkom. So was Grieks daai tyd. Almal het Grieks gepraat. Selfs in Rome het die Romeine Grieks gepraat. Nou, hulle het nie Grieks gepraat as hulle besigheid gedoen het en regsaake gehanteer het en dan het hulle Latyn gepraat met mekaar. Maar oor die algemeen was Grieks, hulle onthou, was dit die algemene taal en was dit ook die spreektaal wat meeste mense selfs in Jerusalem in Israel gepraat het. Maar dan was daar natuurlik soos met ons, nee, almal praat Engels, maar hier's Afrikaanse mense. En daar's in Namibië ander mense wat ander taal praat en in Zambië is Bemba mense en Australië is ander mense en so aan. So, maar almal kan Engels praat, maar elkeen kan verskillende eie tale ook praat. So was daar in Jerusalem, in Israel, mense wat Aramees kon praat. Nou Aramees is nie heeltemal Hebreeus nie. Hebreeus het toe teen daai tyd min of meer uitgesterf. Dit is so 'n mengsel van wat hulle in Persië onder Nebukadneser en toe later onder die Perse geleer het. Toe hulle terugkom het hulle nie meer suiwer Hebreeus gepraat nie, het Aramees gepraat. Jesus se huistaal was Aramees. Maar hy kies om die evangelie in Grieks uit te gee. Hy laat die 4 ouens wat die evangelie skryf, al 4 van hulle, nee, 3 van hulle was Aramees sprekend, net Lukas was Grieks sprekend. Maar dan gee hy die eerste boeke uit in Grieks, nie in Aramees nie. Dis soos 'n Afrikaanse ou, wat as hy nou goed wil uitgee en sê, hoor jy, gaan vertel vir mense daar buite, mag gebruik asseblief Engels en nie Afrikaans nie, sodat almal dit kan verstaan. Julle verstaan daai. Paulus was dus 'n Jood wat Grieks sprekend was, vlot Grieks sprekend, baie beter as die vissermanne Petrus, Johannes en die ander disippels. Nee, hy was geleerde Grieks sprekende ou. Maar hy was in Tarsus gebore. Tarsus was 'n stad. Interessant genoeg weet ons nie een presies nou meer waar Tarsus was nie. Daai stad het verdwyn. Dit lyk asof hy onder die Middellandse See ingesak het. Die oordeel wat oor hom uitgespreek is in Esegiel 28, hy het heeltemal verdwyn. Ons weet nie waar daai stad nou is nie, maar hy het daar groot geword, is daar onder Hebreëse manier van leer, onder 'n Joodse invloed geleer. Maar omdat hy in 'n noordelike provinsie, nie Israel nie, daar was sekere areas in die wêreld van daai tyd wat onder die Romeine geval het en dan was daar ander wat hulle net pas oorgeneem het. Maar dit was net onder hulle beheer, dit was nog nie Romeinse gebied nie. As jy in 'n plek gebore is waar jy onder Romeinse gebied gebore was, dan was jy 'n Romein. Maar as jy nie onder 'n Romeinse gebied gebore was nie, net daar waar daar 'n
Pilatus 'n goewerneur was, dan was jy nie 'n Romein nie, maar jy was onder die Romeinse heerskappy. Nou as jy onder die Romeinse heerskappy was en jy het rebellie gedoen, is jou straf kruisiging. Maar as jy 'n Romeinse burger was, Romeinse burgers mag nie gekruisig word nie. En dis hoekom Paulus ook gesterf het deur sy kop af te kap. Hulle het hom onthoof, hy is nie gekruisig soos Petrus en soos Jesus nie. So hy het net so 'n bietjie noord van Israel groot geword. In die tyd moet wees net na Jesus min of meer in die jaar na Jesus gekruisig het, opgevaar het na die hemel, is hy Jerusalem toe, daar gaan leer, onder Gamaliel geleer, maar hy was 'n Romeinse burger, wat nie een ander Israeliet, of nie baie ander Israeliete in daai tyd was nie, en toe hy moeilikheid kry, hy het die hele tyd gesê, en ons gaan dit nou lees, hy wil nog Rome toe, hy wil in Rome gaan preek, hy wil met die Romeine gaan praat. En toe vang hulle hom in Jerusalem. Hy gaan Jerusalem toe en hulle waarsku hom vooraf en 'n profeet bind hom vas met sy beld. Hy sê, gee my jou beld. Bind hom vas. Hy sê, die ou wie se beld hierdie is, gaan so vasgebind word in Jerusalem. En hy sê, ek is nie bang nie. Ek gaan nog steeds. Hierdie ou het guts gehad. Onthou wat het ons vir mekaar gesê, wat beteken Paulus? Het ek dit laas keer vir julle gesê? Kan julle dit onthou? Paulus, hy was Saulus. Saulus beteken, Saul is 'n Hebreëse naam, wat 'n volgeling is, en Paulus is 'n Romeinse naam, wat klein beteken. Hy was 'n kleinerige ou. Sy bynaam was Paulus. Sy regte naam was Saulus. So, hy was klein, hy was nie 'n groot ou nie. En uit die skrif lees ons dat hy is, hoeveel keer, 5 keer met die 39 houe geslaan, hy is met klippe gegooi. Ek dink nie meer sy kop was heeltemal rond nie. Ek dink was oblique. Dit was weird. Ek dink hy het baie snaaks gelyk. Ek dink nie hy kon regop loop mee later nie. Ek dink hierdie ou, as jy besef wat die 39 houe een keer aan jou doen, jy het nie meer senings op jou rug hoor nie, jy het nie meer spiere om jou rug te kan regop hou nie, jou rugstring regop te hou nie. Wat nog te sê van 5 keer die 39 houe. So Paulus was nie hierdie tall, dark and handsome ou nie. Hy het nie hier ingestap en hy stap en almal kyk na hom en dink, "Sjoe, hy was nie." Ons lees 'n interessante storie in Handelinge. Spoel hulle op 'n eiland uit, dan gebeur daar 'n wonderwerk, 'n slang byt vir Paulus of iemand, en dan gaan hy nie dood nie, en dan sê die ouens, hierdie is Apollos en hierdie is Zeus. Maar hulle gee vir, ek kan nie onthou wie was saam met hom, Barnabas, hulle gee vir die ander ou die belangriker God, want Paulus, hy lyk nie so impressive nie. Verstaan jy, as ons nou dink, en ons, as hier nou instap, Paulus, Barnabas, Lukas, Tychicus, wat die boek geskryf het, as hulle nou hier instap, dan gaan ons dink, "Sjoe, hier stap belangrike manne uit die verlede nou hier in." Maar agter stap so krom, snaakse klein mannetjie in. En ons gaan dink, nee, wag, kyk na die lang, mooi ou. Want dis wat mense doen, nee. Meantime is die ou wat eintlik die wysheid dra, daai krom, klaargeslatte ou. Hy's regtig gepanelbeat al in sy lewe gewees. So, en hy was 'n Romein, en nou kom hy, word gearresteer in Jerusalem, word weggevoer Antiochië toe, en dan is hy daar en word ondervra, en dan beroep hy homself op die keiser, want dis wat elke Romein mag doen. Jy het een reg tot appel. Jy kan vra, ek wil by die keiser appeleer. En dan sê die koning, ek kan jou eintlik vrygelaat het, want ons het niks teen jou nie, maar nou het jy klaar geappeleer na die keizer toe, en nou is my hande afgekap, jy het klaar daai kaart gespeel, nou moet ons hom speel, so ek stuur jou
Rome toe. En dan word hy op die skip Rome toe gestuur, dan sal nog eers 'n shipwreck, en dan gebeur al hierdie goed wat ek julle nou van vertel het van die slang, en dan eindig hy eventually in Rome op, en het, ons het nie rekord hiervan nie, maar dit lyk vir ons of hy wel dan 'n gesprek met Nero gehad het, in sy vroeë regeringsjare, en asof hy dan op 'n stadium vrygeskel is, en weer vrykom, en dan later weer gearresteer word, en dan later onthoof word. So, hy het toe, lyk dit vir my, met die keiser gesels, en die storie gaan nog aan. So, jy moet verstaan, Handelinge stop halfpad in die storie. Handelinge maak nie die storie klaar nie. Vertel nie van sy tweede arrestasie nie, vertel nie van sy gesprek met Nero nie, dit vertel nie van sy moontlike reis verder Spanje toe nie, en sy herarrestasie en dood in Rome nie. Niks van dit word in die tweede deel. So mense hou so daarvan om te sê, ons te Acts 29 kerk, het julle al Acts 29 kerk, want ons Handelinge het net 28 hoofstukke, sê hulle. Ons kerk, ons is die 29ste hoofstuk. Ja, die 29ste hoofstuk van Acts is taamlik bloody, want Paulus se kop word eers nog afgekap, noem jouself eerder Acts 34 of so iets, verstaan jy, dis waar die Here storie eindig, maar nog nie 29 nie, dis nog 'n bietjie too soon. So, antwoord dit jou vraag, lang storie om, maar wat ek julle wil sê, dit was die Grieke was hierdie gesofistikeerde ouens, hulle kultuur hulle was nou wel oorgeneem deur die Romeine, en die Romeine het die sterk armee en die regeringsstelsel en die wetstelsel gehad. Ons het vandag nog 'n Romeins-Hollandse wetstelsel, die wetstelsel was wat die Romeine op die map gesit het, in hulle armee. Maar die klassieke vorm van praat, vorm van digkuns, filosofie, wat mense geweet het in daai tyd, kultuur was van die Grieke af. Hulle was die afgeronde mense. En dan enige iemand wat nie 'n Griek was nie, was genoem 'n barbaar. In die Bybel vertaal dit mooi, die nie Grieke nie. Maar eintlik direk in Grieks staan daar barbaar. En barbaar is letterlik mense wat se taal so klink. Bar. Dis waar die woord barbaar vandaan kom. Ons kan nie verstaan wat hulle sê nie. Dit is net 'n brabbel. Nou imagine hoe offensive is dit van die Grieke af, om die ander mense, enigiemand anders wat nie Grieke is nie, barbare te noem. Nou, vir die Grieke was daar net twee tipes mense, Grieke en barbare. Hulle het die Jode ook barbare genoem. Vir die Jode en in die Bybel het ons Grieke, Jode en barbare. En dan kom die onderskeid hier tussenin, en dan sê Paulus, ons is eintlik 'n nuwe klomp mense. So kom ons lees dit. Hy sê, Ek dink nou net aan iets wat ek jou wil vra. Jy praat nou van Grieke, nie Grieke barbare, né? nee, nie Grieke is barbare, ja. Ja. Okay, Grieke, Jode, Jode barbare, ja. né? Maar nou wil ek jou net iets, ek's nou in Exodus. As die volk, as die Israeliete uittrek, dan praat die Here baie keer, as hy met Moses praat oor die Jode en die vreemdeling by julle. Wie was daai? Baie goeie vraag. Hy gaan my terugnooi. Nee, want verstaan nou dat jy so praat in die Nuwe Testament, dis iets wat ek altyd oor wonder, wie is hierdie vreemdeling by julle. Want dis nie heidene nie. Die Here sê op 'n stadium in Jesaja, my huis sal 'n huis van gebed wees vir alle nasies. Die Here se plan was die heeltyd alle nasies. Hy was die volk, hy was die God van die volk van Israel. Maar eintlik as jy Exodus 19 reg lees, dan sê hy, ek wil die hele nasie priesters maak, sodat hulle priesters kan wees vir al die nasies. Dan sê hulle, nee Moses, ons is te bang vir die Here, gaan jy op teen die berg, en dan sê die Here, goed, nou gaan die Lewiete priesters wees. Uit die Levitiese nasies gaan ek priesters kies. En dit was eintlik nie die Here se plan A nie. Die Here se plan A
was dit die hele Israel priesters moet wees, sodat al die nasies na die tempel toe kan kom. Daar's eintlik in die tempel, as jy by die tempel ingestap het, Erika, dan is daar Court of Women en Court of Gentiles. Die Court of Gentiles, die heiden se voorhof, was eintlik so ontwerp, dat Jode jou heidense pel, by the way, Caleb was so, Caleb het beteken hond, Caleb is die Hebreëse woord vir hond, goeie naam vir jou hond te gee. As jy 'n hond het, noem hom Caleb, jy noem hom net hond. En dan Hebreëse hond. Maar Caleb het saam met die Jode uitgetrek uit Egipte uit. Hy was 10-1 Egiptenaar wat gesê het hy wil die lewendige God dien. Hy wil nie daai snaakse gode dien nie. Hy wil die God van Moses dien. So daar was konstant in die wêreld sulke mense wat oralste by die volk aangesluit het. Maar dit lyk vir ons of in Jesus se tyd daaromtrent niemand so aangesluit het nie. Want daar was nou Grieke, daar was Romeine, maar die Court of Gentiles was so leeg dat die Jode nie geweet het wat om daarmee te maak nie. Toe sit hulle maar 'n mark daarop. En nie 1 keer nie, 2 keer, en dit lyk dalk asof dit 3 keer kan wees, het Jesus sweep gevleg en daai tafels gaan omgooi en daai ouens daar uitgejaag en sê, hey, uit hierso. Nou, elke nou en dan verkoop ons boereworsrolle, dan sê iemand, julle mag nie besigheid by die kerk doen nie. Nee, wag. Jy verstaan nie die konteks van daai skrif nie. Dis nie besigheid by die kerk wat die Here die sweep laat vleg het nie. Dis die feit dat die plek waar heidene geakkommodeer moes word, jy besigheid ingedoen het. Jou fokus is nie op verlorenes nie, is op geld. Ons fokus moet nie wees op geld nie, moet wees op heidene wat by Jesus moet uitkom. En dan as Jesus die tempel leegmaak met die sweep, nê, daai Court of Gentiles, wat sê hy? Wat sê hy dan? My huis sal genoem word 'n huis van gebed vir alle nasies. Dan quote hy skrif uit Jesaja uit. Want dis eintlik sy hart, is dat alle nasies, vreemdelinge, na hom toe sal kom. Ons het nou net Rut bestudeer. Die hele boek van Rut is vreemdeling, Moabiet, jy's ook welkom by die Here. Jy's onder die Here se vleuels, se vlerke, word jy ook beskerm. So dis die vreemdelinge waarvan konstant gepraat word. Jare terug was daar redenasie oor die merk van die dier, die dier wat in die veld stap. En het hulle gesê, ja, maar dis ander rasse daai. En dis nie, dis bloot, daar was diere en daar was vreemdelinge. Vreemdelinge was ook mense wat as slawe gebruik is. En as jy die Joodse wet reg begin verstaan, is hulle die eerste ouens wat wet inskryf dat jy 'n slaaf nog steeds ordentlik moet hanteer. Aan die ander nasies kon jy met 'n slaaf soos 'n dier behandel, maar die wet sê jy mag nie dit doen nie. Al is hulle vreemdelinge, moet jy hulle ook goed behandel. Inteendeel, jy moes vir vreemdelinge ook die woord lees. Die plan van die Here was dat vreemdelinge onder die geklank van die woord kom, sodat hulle harte tot die Here kan wend. Dit is eintlik so mooi. Die Here het nog al die jare, selfs deur slawerny, 'n hart gehad om mense by hom uit te bring. Goed. So, maak dit jou sin. So, dit is vir my so mooi dat Paulus hier vir hierdie klomp mense, wat hy nog nie ontmoet nie, hy weet net van hulle, hy sê, heel eerste dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. Nou hy gaan begin verduidelik dat eintlik word die evangelie verkondig, maar hy sê, luister, ander mense verkondig oor julle dat julle geloof het. Nou wil ek jou vra, verkondig ander mense jou geloof aan ander mense. Vertel ander mense vir vriende of familie, ja, ek het daai ontmoet. Daai ou dien die Here. Want dis wat Paulus hier sê van hierdie.
En wat so mooi is daar's iets moois daarin, om 'n brief te begin deur te sê, ek bid vir julle, ek dank die Here vir julle, en ek wil julle komplimenteer oor julle geloof. Ek dink jy kry baie meer reg as jy mense komplimenteer, as wat jy hulle kritiseer. So Paulus is besig om so 'n bietjie die heuningskwas uit te haal, sodat hy hulle ore kan oopkry. Maar daar's niks fout daarmee nie. Ek dink nie hy is besig om te lieg nie, want hierdie ouens was committed. Ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor keiser Claudius wat almal uitgeskop het, al die Jode uitgeskop het, onthou julle? En hierdie ouens het nog steeds kerk in stand gehou in die sinagoges van die tyd. En eintlik nog steeds committed gebly in 'n moeilike omstandighede. En daarom kan Paulus hulle komplimenteer. Hy sê, God wat ek met my hele wese dien, deur die evangelie van sy seun, is my getuie, dat ek gedurig aan julle dink. Is dit nie mooi nie? Ek dien God met my hele wese. Yes. Ja. Nee. Vroeë Christene, die kerk se geloof. Onthou, hy sê hier in vers 7, aan al die geliefdes van God, geliefdes van God is 'n terme vir die kerk, wat in Rome is, nou gaan hulle verder beskryf, geroepe heiliges. Hulle is geroep, hulle is heilig, hulle is geliefd. Hy praat met kerk, gelowige mense, Christene. So dit is nie al die hele stad Rome nie, dis die kerk in Rome. En as hy sê, hulle geloof het ons laas keer vir mekaar gesê, onthou, hierdie ouens het nie deur sy prediking tot bekering gekom nie. Hulle was 10-1 in Handelinge 2 dae toe die Heilige Gees uitgestort is, teruggegaan met die boodskap van Jesus Christus wat opgestaan het, die Heilige Gees wat uitgestort is, en het daar kerke, unieke tipe kerke begin in Rome. So nou, is dit so mooi as Paulus sê, hy wil die Here met sy hele wese dien, en ek lees dit vandag weer, en ek besef, dis eintlik so 'n ding hier in die binnekant van jou hart, wat elkeen van ons moet sê, Here, met my hele wese wil ek U dien. En dan roep hy die God van die evangelie van sy seun, as getuie, dat hy aan hierdie gemeente in Rome dink. Nou, evangelion, die Griekse woord, is eintlik so 'n mooi woord, dit beteken goeie nuus, maar kan jy hoor, enigiets met euforia, om goed te voel, utopia, 'n goeie plek, evangelion, angelos is 'n engel, angelos is eintlik iemand wat 'n boodskap bring, soos ek vandag vir jou 'n boodskap bring, is ek jou engel, maar 'n engel is 'n boodskapper. Jy is by engel, omdat jy 'n goeie boodskap bring. Maar 'n boodskap wat goed is 'n evangelion. So, goeie boodskap. En dit was ons het verlede keer vir mekaar gesê, is 'n algemene terme, as jy goeie nuus gehoor het, die keiser het 'n seun gekry, of hulle gaan die tax verlaag, of die petrolprys gaan af, hulle toe nog die petrolprys gaan, maar dan was dit evangelion. Goed. Hy slegte nuus bring soos die petrolprys gaan op. Wat sê dat? Hier is die interessante woord. Weet julle wat die Griekse woord vir sleg? Goed vir ons Afrikaners. En dit is nie in alle tale so komies soos vir ons nie. Sleg in Grieks is kakos. Kakos. So. Kakos evangelion. Maar hulle haal die os uit. Maar dis regtig. Maar dis as jy Grieks leer, is dit een van die komiese goed wat altyd daar inkom, dat kakos is sleg. Goed. Nee. Vertel 'n bietjie jou grappie van doulos en kakos. Kom. Ja, ek vra jou dit regtig op live kamera.
ek nou swat ons teologie. Nou vat ek 'n teologiepel vir my saam na hierdie charismatiese kerkie toe, Engelse charismatiese kerkie in Potchefstroom, sit ons daar. Nou, jy sien 'n oomie wat preek, maar hy het nie 'n klou van Grieks nie. Nou sê hy, om 'n slaaf te wees is doulos. Dis 'n os met 'n doel. Maar jy kan nie Grieks so, verstaan jy? Nou sit hierdie pel vir my en sê, ek wonder wat sal hy sê van 'n slegte os. Kakos. so, ons sit toe en giggle die hele erediens deur verder oor hierdie Griekse verbuigings van hierdie ou. Goed, so, ja, tot, dankie vir daai een. So, hy sê, dis my getuie, dat ek dink gedurig aan julle. Nou dis interessant, hy het baie ander gemeentes, nee, gemeente van Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Korintiërs, waaraan hy moet dink. Maar hy dink gedurig aan hierdie gemeente. Hoekom? Hy wil graag na hulle toe gaan. Hy bid vir hulle, hy het hulle in sy gedagtes. Nou ek moet vir julle sê, jy het nie altyd almal eweveel in jou gedagtes nie. Maar hier's die goeie ding wat ek toe dink, terwyl ek vir julle voorberei. Julle is op my gedagtes. Elke keer terwyl ek voorberei, dan dink ek aan julle. Aan die mense wat aanlyn is, dan dink ek, ja, dis nogal hoe dit werk. As jy besig is om voor te berei vir iemand, is daai mense in jou gedagtes. En hy's voorbereid vir hulle, hy skryf vir hulle, hy het teologie vir hulle in gedagte, maar hy het ook planne om by hulle te kom kuier in gedagte. Goed, so nou sê hy, en altyd in my gebede smeek ek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word, as dit die wil van God is om na julle toe te kom. Nou, hy het toe gegaan in kettinge, nie helemaal die prentjie wat hy gehad het nie. Vers 11, want ek begeer om julle te sien, sodat, ek sien julle die woord sodat, onthou julle ons sodat gebede, sodat, sy motief is suiwer. Vir die van julle wat niet is in die kerk, ek het so 'n jaar terug, dink ek 2 jaar terug dalk, 'n reeks preke gedoen oor ons gebedslewe, en gesê, as jy bid, dan moet jy bid, en dan aan die einde van jou gebed, moet jy kan sê, sodat. Here, baie dankie vir die nuwe werk wat ek kry. Sodat. Want na sodat, dan openbaar die ding wat eintlik hier in jou hart sit. So, as jy vir die Here sê, Here, gee my asseblief 'n nuwe kar. Sodat ek makliker by die werk kan kom. Goed, dis 'n goeie motief. Maar jy het nie 'n nuwe kar vir dit nodig nie, jy het 'n goeie tweedehandse een daarvoor nodig. Nee, Here, ek wil daai kar hê, daai blink een, daai smart een. Sodat? Nee, sodat ek nie afsteek by my vriende nie. Die motief van jou hart is nie suiwer nie. Jy het nie, want jy vra met die verkeerde hartsmotief in jou hart. Kan julle sien? So wanneer jy sodat in jou gebede begin bid, sorteer dit die motief in jou hart uit. En Paulus is ook hier, hy sê, want ek begeer om julle te sien. Hoekom wil ek julle sien? Sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk. My begeerte is om julle te kom bedien. Ek wil julle net kom bedien. En dan sê hy, of eerder, en dis asof hy so vers 12 so klik, wag, die sodat is nice om julle te bedien. Maar wat beter is as dit, is dat julle my dalk kan bedien. Ons mekaar wederzijds kan bedien. Hierdie is Paulus. Luister, as Paulus hier aankom, gaan ek nie baie praat nie. Ek gaan laat hy praat. Maar die nederigheid om te besef, dat al is hy 'n geleerde, en al gaan hy die skrif van hulle bedien, moet hy ook 'n geleentheid gee.
dat hulle hom kan bedien. En dit praat van wederzijds. Hy sê nie, sodat ek daar by julle kan kom preek en shine vang nie. Eintlik wat hy vir hulle sê is, ons gaan met mekaar verhouding hê. Ons gaan saam met mekaar kuier. Ek gaan julle bedien, maar in my verhouding gaan julle my ook bedien. En dis wat ons eintlik moet hê. Nou sê hy, is jy nog reg? Hy sê, of eerder dat wanneer ek by julle is, ons wederzijds deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle geloof en julle deur myne. Dit is so mooi dat Paulus, as jy Korintiërs reg verstaan, is daar baie vermaning en min bemoediging. In Romeine is daar baie bemoediging en min vermaning, want hy ken hulle nie. Jy vermaan mense wat jy ken. Jy bemoedig mense wat jy nog wil leer ken. So dis vir Paulus is. Vers 13. Ek wil nie hê dat julle hieroor onkundig moet wees nie, broers, dat ek my dikwels voorgenem het om na julle toe te kom, alhoewel ek tot nou toe verhinder is, sodat ek ook onder julle 'n vrug kan verkry soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke barbare, teenoor wyses sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskryf staan, Habakuk 2 vers 4, die regverdige op grond van geloof sal hy leef. So, Paulus sê eers, ek moenie onkundig wees nie, ek het my dikwels voorgenem om na julle toe te kom, alhoewel ek tot nou toe verhinder is. Maar, sodat ek ook onder julle 'n vrug kan verkry soos onder ander heidene. Wat 'n vrug het Paulus verkry onder ander heidene? Wat dink julle is die vrug wat hy kon verkry onder heidene? Wat 'n vrug dink jy? Wat is die vrug wat Paulus kry? Hy sit alles in. Wat is die grootste vrug wat hy kan uitkry? Wedergeboorte. Dat die heidene tot wedergeboorte kom, tot bekering kom. Dis die grootste vrug, is as hy sien hoe heidene gered word. Dis, dis die lekkerste deel van die werk. So, Paulus sê, sodat ek by julle ook, as ek daar is, dat die mense wat saam met julle kom, ook dan tot bekering sal kom. Dan sê hy, teenoor Grieke en die barbare, teenoor wyses sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Dink julle hy staan finansiëel in die skuld teenoor hulle? Nee, skuld hulle niks. Skuld hulle nie geld nie. Hoekom skuld hy hulle iets? In wat se skuld is hy? Die Here het hom geroep, vers 1, as 'n apostel afgesonder vir die goeie nuus, vir die evangelie van God. Hy is obliged, hy is, dis wat die Here hom voorgeroep is, hy is gegeer, gemaak, hy is alles wat hy het, is om aan heidene die evangelie te verkondig. Grieke of barbare, ek gee nie om nie. Slim is, nie sulke slim is nie, gee nie om nie. Ek moet die evangelie gaan verkondig. Inteendeel, ek voel ek skuld julle iets, sê hy. Dis nogal 'n mooi manier om dit te sê. Ek wil my skuld gaan vereffen, sê hy. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Daar staan direk in Grieks, met alles in my wil ek die evangelie gaan verkondig. My vertaling sê hartsbegeerte, wie het 'n ander vertaling? Yes, lees vir my. So as much as in me is. Verstaan jy, dis 'n mooi vertaling van dit. Met alles binne in my wil ek gaan na julle toe kom om dit vir julle te verkondig. Kan jy sien dat
Die Here gee vir Paulus 'n oorgrootte passie om die evangelie aan heidene te verkondig. Anders as Petrus wat dit aan die Jode wil verkondig, gee hy aan Paulus dit om aan heidene te verkondig. Baie groter groep mense, 'n groter pool mense om te bedien. Maar in besonder, hy het nou die Korinte en Galasiërs en al daai, maar in besonder hierdie groepie staan vir hom uit. Hoekom dink julle staan dit vir hom uit? Hoekom sal hy die graagste na Rome toe wil gaan en daar gaan bedien? Dit was die senter van die wêreld. Dit was die middelpunt van waarom alles gedraai. Die keiser het daar gesit, die regering was daar, van daar af het die mag gekom, van daar af het die plasings vir politieke aanstellings en weermagaanstellings gekom. So, dis hoekom hy wou graag daar by die middelpunt van waar alles gebeur het uitgekom het. Goed. Wat gaan daar aan? Ja. Ja, ek dink dit moet wees soos pudding, verstaan jy? Ja, 'n kerk wat die Heilige Gees begin het. En kom ons gaan kyk hoe gesond en reg is dit. Maar aan die ander kant ook was Paulus 'n aardstrateeg. Hy was strategies fyn ingestel. Hy wou graag op die op 'n stadium dan moet hy nou kies, gaan hy in Asië in of gaan hy in Europa in, kry gelukkig leiding van die Heilige Gees deur middel van 'n droom, gaan Europa toe en nie Asië toe nie. En dan sal strategies sekere goed wat hy gaan besoek doen, vermy sekere plekke, maar gaan na ander plekke toe. Hy het altyd strategies, hy was soos 'n goeie generaal wat strategies gedink het, wat moet die volgende skei wees wat die mees effektiefste is. Nou, vir daai tyd, stel jouself voor, waar al die plasings vir politieke aanstellings, godsdiens, weermag aanstellings uitgestuur word, as jy daar kan wees, en daai kultuur kan beïnvloed, en kerk daar kan vestig, van daar af, is almal wat uitgaan, heel moontlik, hoe kan ek dit op 'n mooi manier sê, besmet, beïnvloed, positief besmet. Besmet is 'n lelike woord. Gegeer deur die evangelie en gaan 'n weermag uit met genoeg Christene dat as hulle in Duitsland ingaan na kom maar kerk. As hulle die stories van hoe hierdie weermagte van Rome uitgegaan het en om Britannia aan te val. En hoe in 600 na Christus Britannia heeltemal gekersten begin word het. As gevolg van Christensoldate wat nie wou terugkom nie, maar eerder sendelinge daar wou wees. Mooi verhale. Goed, so dis sy hartsbegeerte, dis hoekom hy dit wou doen. En dan sê hy, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dis die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Ek erken dat die Here eerste vir die Jood gekom het, en eerste by die Jode homself openbaar het. Hy gaan verder met daai tema aangaan in hoofstuk 9 en 10 en 11 as ons daarby uitkom. Dit is geweldig belangrik. Jesus verskyn eerste aan die Jood, maar dan ook aan die Griek. Dit is baie interessant, en ek dink ons mis dit in ons vertalings, dat Jesus reis gedurig deur oor die see van Galilea. As hy hierdie kant van die see van Galilea bly, Kapernaum, Nasaret, daai area, die van julle wat al in Israel is, was hierdie kant, was ons nou, die weste kant van die see van Galilea, dan is hy by die Jode. As hy oorgaan, elke keer as jy in die Bybel lees, in Markus en Lukas en Matteus, hy gaan oor, dan gaan hy na die Grieke toe. Dan gaan hy na die Decapolis toe. Die Decapolis, 10 stede, letterlik. Dis Grieke. As hy die besetene van Gadara gaan uitjaag, gaan so demone gaan uitjaag, dan jaag hy die demone in wat in? In varke in. Het Jode varke? Nee. Hulle is kosher. Hulle het nie varke nie. Hy gaan na die Grieke toe. Hy gaan preek, Jesus gaan preek vir die Grieke. Eerste vir die Jode, en dan vir die Grieke. En dan
gaan vermeerder hy die brood. Baie van die vermeerdering van brood het plaasgevind by die Grieke en daar het by die Jode ook plaasgevind. Maar jy moet besef, Jesus het nie net alleen onder die Jode gepreek nie, hy het baie keer onder die Grieke gaan preek. Vir 'n Jood was dit onrein om by hulle te wees, nie vir Jesus nie. Onthou, Nuwe Testament, Ou Testament maak onrein, rein, onrein. Nuwe Testament maak Jesus rein, onrein, weer rein. Elkeen van ons. Dis wat met ons harte gebeur het. Hy het ons onrein harte rein gemaak. Hy het dit gaan demonstreer deur na die Grieke toe te gaan en hulle siekes te gaan genees. So, hy gaan eerste bring hierdie krag van God tot verlossing. Dit is so mooi as hy die goeie nuus, die evangelie as 'n krag beskryf. Ons weet dat die Heilige Gees is 'n krag, maar die goeie nuus kom woon binne in ons, en is 'n bonatuurlike krag. En is eintlik 'n krag wat alles verander om ons. En ek wil dit so stel, dis 'n stadig groeiende, transformerende krag wat gemeenskappe, wêrelde, filosofieë, godsdienste, ekonomie omdraai. So. Oor 2000 jaar, oralste wat die krag van verlossing van die evangelie van God ingekom het die krag alles totaal en al verander. As jy net dink aan geskiedenis heen, die ouens in Finland en Noorwe en daai noordiese lande, hulle het nou 'n teruggryp na hulle ou gode van Odin en Thor en al die Norse gode. Maar eintlik was hulle gekersting. En toe die lig van die evangelie in hulle inkom, het alles in hulle verander en het dit die rykste, beste lande in die wêreld geword op 'n stadium. Meeste sendelinge uitgestuur. En interessant genoeg, dink aan Finland, Swede, Skandinawië, al die lande het kruise in hulle vlae. Want op 'n stadium het hulle die krag van verlossing, het hulle van 'n klomp rowwe Vikings, waarvan meeste van julle af vandaan kom, by the way, getransformeer in hierdie gekerstende krag wat die hele wêreld gaan evangeliseer het. Amerika, Afrika, Suid-Amerika, Australië. En toe draai hulle rug op die Here. En nou word hulle geïslamiseer. Dat ek heeltyd staan en wonder met 'n pyn in my hart, van ek wonder hoe lank nog Finland, Noorwe, Skandinawië, gaan daar 'n kruis in julle vlag wees, voordat daar 'n crescent moon in julle vlag gaan wees. So, dis 'n krag, en ons draai die krag uit. Kom ons bid vir daai lande, dat die krag van die Here nog steeds die krag sal bly, en dat hy die duisternis sal oorwin. Dan sê hy, hierdie krag wat ek bring, want daarin word geopenbaar, die rede hoekom ek hierdie krag na julle toe wil bring, die rede is die tema van die boek van Romeine, en dis waarmee ons vandag afsluit, want daarin word geopenbaar, dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. So, ons geregtigheid, ons reg wees met die Here. In kort, ons sharp wees in die Here se oë, reg met die Here, berus op een ding, dis ons geloof met hom. Die feit dat ons in hom glo. Luister, dis nie die Here se geregtigheid nie. Dis nie die Here se geregtigheid en die Here se geloof nie. Dis die Here se geregtigheid wat ons geregtigheid word. Ons glo in hierdie omruil ding, impartation. Ons glo dat ons sonde, hy gee sy genade vir ons en sy verlossing en geregtigheid vir ons as ons sonde vir hom gee.
Sy sonde, ons sonde op hom aan die kruis, sy geregtigheid, perfektheid, reg met die Here staan, kom dan op ons ten volle. En dis net wat ons doen met wedergeboorte. Ons doen net, ons switch net. Ons sê, Here, vat asseblief al my sonde, dankie dat ek al u perfekte geregtigheid kan kry. En al hoe dit gebeur, is jy moet dit glo in jou hart. Jy moet weet dat jy weet. Hoekom Luther tot bekering gekom het is, Luther het gedog, jy moet soeg en sweet en jouself slaan, soos wat die priesters hulle self geslaan het, en die trappe uit, op sy knieë uitklim by Rome, soos wat die priesters dit gedoen het, of jy moet jou sondes confess by die priester in 'n bieghokkie, of jy moet een of ander crazy ding doen. Jy moet werk vir jou geloof, dis hoe jy jou geregtigheid sal kry. En dis hoe alle gelowe behalwe Christendom werk. Jy moet jou geregtigheid verdien. Jy moet op een of ander manier in 'n jihad sterwe om 72 virgins in die paradys te kan kry. Dis die enigste manier om geregtigheid te verdien, sekerlik te verdien. Die res weet nie, hulle is so die hele tyd op so wit blank. Die hele tyd, alle godsdienste werk, en Rooms-Katolicisme ook so, is ek moet die hele tyd stoei, dat my goeie werke so klein bietjie meer is as my slegte werke. Almal van ons is boos en sleg, maar as ek net so bietjie meer kan doen, en dan wanneer ek doodgaan, gelukkig, en ek het so klein bietjie goeie werke, meer as my slegte werke, gaan ek hemel toe. Maar you never know, want jy weet nie hoe vol is daai 2 tankies nie. Dan dink ek, shame man. En dis hoekom ouens skree Allah Akbar, en hoekom ouens die Joodse gebed, wat is die Joodse gebed, opsê voor hulle gaan slaap, hoekom hulle die Shema, hoekom hulle rituele het, want die rituele bou my goeie werkies op, hoekom hulle die moslems gebedskraalkies het, die boeddhiste gebedskraalkies het, die hindoeïste gebedskraalkies het, en die Christen, katholieke gebedskraalkies het. Ek moet tog net die Hail Mary bid, en ek moet hom net bid, ek moet net my werke opkry meer as my slegte goed. Ek het vandag die taxi gevloek, ek beter 3 keer meer bid vanaand as wat ek my taxi vloek, dat die goed net uitskuil, net nou gaan ek vandag dood. En dis hoe alle mense leef in godsdienst. Dis wat godsdienst is. Is dit totaal en al opweeg, of is ek goed genoeg vir die Here? Hier is die bottom line, jy is nooit goed genoeg vir die Here nie. Jou sonde is altyd te swaar. Daar's net een manier. Jy kan nie die tankie bietjie leegmaak nie. Jy moet die tank weggooi en 'n nuwe tank kry, die geregtigheid van Jesus Christus. En dit kry jy net deur geloof. En niks wat jy kan doen, kan jou red nie. Jy moet tot geloof kom. Jy moet sê, Here, ek glo dat u al my sondes aan die kruis gevat het, en u my u perfekte geregtigheid van u verhouding met Vader gegee het toe u vir my gekruisig is. Dankie Here, ek glo dit en ek vat dit. En dis waaroor hierdie hele boek gaan. Dat geregtigheid alleen deur geloof kom, nie deur werke nie. En nou gaan hy begin verder verduidelik dat ons werke, ons beste werke, sê Jesaja, soos vuil lappe voor die Here. En hy gaan dit presies dit nou verduidelik. Enige vrae voordat ons afsluit? Beste vers in die Bybel. Kom 3 keer in die Bybel voor, Hebreërs 10, Galasiërs en hier. Want dit is eintlik 'n aanhaling uit Habakuk 2 vers 4. Deur geloof sal ons gered word. In geloof sal ons lewe. Here, dankie dat ons mense van geloof is, en dat ons niks hoef te doen om u te impress of net genoeg op te bou sodat ons nie kan hel toe gaan nie. Here, ons verhouding, ons het so 2 weke terug in die kerk vir mekaar gesê, geloof is verhouding met u. Ons staan in 'n liefdesverhouding met u. Sê Jesus, ons het u lief met alles binne in ons. En dankie dat ons in hierdie liefdesverhouding met u
kan kom sê, Here, op grond van hierdie verhouding, red U ons. Want U maak ons reg met Vader God, geregtig. Ons loof U daarvoor, Jesus. Amen. Amen. Dankie julle.